Kort onderskou. OK, so ek het besluit om my styl van aanbieding 'n bietjie te verander. Ek het die afgelope tyd baie tot ander insig gekom oor jy weet hoe 'n mens mense help om werklik in die woord te lewe. En want op die einde van die dag is dit wat saak maak. As jy in Matteus 7 lees, dan sien jy dat uh ekskuus, ek net gou iemand dit met hierso. Ehm dat in Matteus 7 sê die woord, hy sê ekskuus, ek net gou iemand te help. OK, Ella sê kom hier in, ek moet net vir haar hierdie stuur. OK, so wat ek die afgelope tyd wat die Here my ingelei het en dis eintlik wonderlik hoe dit gebeur, jy weet, hoe die Here baie keer, ek gee nie hom altyd die skuld vir alles nie, maar hoe wonderlik goedjies wat met mens gebeur in die week eintlik bevestig, die woord bevestig wat die Here vir jou gegee het. So vanmôre gaan ons praat oor Johannes 15, maar ons gaan so bietjie ons formaat verander. So Johannes 15 gaan oor die wingerd. En toe ek gisterand my rekenaar oopmaak, eintlik gister, toe is daar net Kaapse wingerde op hierdie skerm van my, die skerm prentjie. En gister in die week het hulle skoongemaak hier in ons tuin. En iemand, ek weet nie waar kom die trosdrywe, maar die lieflikste trosdrywe op die tafel daar buite onder die tuin neergesit. En dit het so mooi gelyk. Hy was nie heeltemal ryp nie. Ek het so 'n korreltjie gaan proe daarso, want dit mos altyd aanloklik om 'n korrel te pluk en te proe. Is hierdie druiwe nou soet of is hy suur of wat ook al. En toe het ek 'n korreltjie geproe en dit was lekker soet geweest. So sulke dinge wat vir 'n mens bevestig dat jy is op die regte pad. So die vorm wat ek hierdie week wil dit doen is deur 'n coach styl. Ek het so 'n bietjie verander, want weet jy, as 'n ou 'n coach is, dan preek jy nie vir mense nie. Jy vertel nie vir mense hoe moet hulle dit doen nie. En daarom wil ek hê as u kan nou voordat ons begin, kry 'n stuk papier en 'n pen of 'n boek waaraan jy kan skryf. Want ek wil graag hê jy moet notas neem. Dit is so belangrik as 'n ou notas neem, dan is dit 'n aksie van jy's ernstig om iets te doen. Want vir my, Matteus 7 kom Jesus en hy sê, as julle na my woorde luister en dit nie doen nie, is dit soos 'n ou wat op sand bou. En wanneer die storms kom, dan val daai huis. Hy sê, maar as jy die woord hoor en dit doen, dan sal jy wees soos iemand wat 'n huis op 'n rots bou. So dit is my hele doel. So 'n coach is nie iemand wat vir mense voorskryf hoe hulle moet dit doen nie. So ons gaan vanmôre na die woord kyk en ons gaan so 'n bietjie meer minder verse vat en bietjie fokus op wat die woord sê en probeer sleutelwoorde uithaal. So ek gaan u net begelei. So 'n coach is 'n begeleier. Maar jy moet self die verantwoordelikheid neem vir jou geestelike groei. So ons kan nie die pastoor of die leier of wie ook al verantwoordelik hou of die dokter verantwoordelik hou vir ons geestelike groei nie. Ons is verantwoordelik elkeen vir homself. Ek is verantwoordelik vir my geestelike groei. En deur dit te doen, moet ek wys dat ek die woord uitleef. Anders beteken dit niks nie. Anders mors ons tyd as ons net preek en ons sê maar dis 'n mooi preek en ons gaan weg, maar ons doen niks omtrent dit nie. So ek wil hê ons moet begin doen wat die woord sê, en dit is hoe die Here vir my gewys het hoe ons dit moet doen. So ek gaan my screen share met julle en kom hy
Okay, so ek gaan net die slideshow begin. So ek het net 5 slides in plaas van 10 vanmôre. So die eerste een is hierdie pragtige tros druiwe gewees. Nou toe ons in Desember, nee Januarie was ons by mense aan daar in naby die valle, naby die Ograbiese valle en hulle het vir 3 maande, hulle boer net met tafeldruiwe vir 3 maande. En hulle het ons vertel hoe intensief is daai druiwe. Want dit is alles uitvoerdruiwe. Dit is so belangrik dat daai druiwe moet in 'n sekere vorm wees. Daar mag nie 'n slegte korrel wees nie. Dit moet 'n groot druiwe korrel wees en dit moet 'n aantreklike druiwe korrel wees. Nou hierdie prentjie wat ek hier het, wys vir ons 'n baie mooi aantreklike korrel, druiwe tros en dis waaroor hierdie deel gaan. Oor om vrug te dra. Nou sien jy hierso tussenin is daar so 'n paar vrot druiwekorreltjies. So uitvoerdruiwe is druiwe wat nie 'n vrot korreltjie het nie. Dis alles uitgepluk en dis so behandel dat dit as dit aan die ander kant kom, is dit perfek. So ek glo dis hoe die Vader wil hê ons moet wees, 'n ware vrugdraer van sy woord. So kom ons kyk na die volgende teksvers. So Johannes 15 begin so. Hy sê ek is die ware wynstok. Nou hierdie ek is die manier waarvan Jesus praat. So hy die natuur gebruik om vir ons geestelike beginsels oor te dra. En hy sê my Vader is die landbouer. So die Vader is die boer. Nou geen boer op aarde plant iets en verwag nie 'n oes nie. En dit wat die Vader geplant het op hierdie aarde was Jesus, die wynstok. En hy verwag dat daar 'n oes sal kom wat vir hom voordelig sal wees. Hy het alles gegee, hy het alles ingesit. Nou as jy gaan lees reg deur die Bybel, dan is dit die manier van God om vermeerdering te werk te bring. Dis sy beginsel. So God vat 'n saad en in die begin was Jesus die saad, die beeld van God, waaruit hy ons geskape het en hy het ons na sy beeld en gelykenis gemaak. So Jesus was die saad, hy was die blouprint gewees waaruit ons geskep is. En later toe hy gekom het na die sondeval, hier in Johannes sê hy, en die woord het vlees geword en in ons kom woon. Dis mos daai dimensie waarvan ons praat. So hoekom het hy in ons kom woon? Ons het gelees, ek dink is in Johannes 12 wat ons behandel het hy gesê as 'n saadkorrel nie in die grond val en sterf nie, sal hy alleen bly. Maar as hy in die grond val en hy sterf, dan gee hy 'n groot oes. En dis wat Jesus kom doen het. Hy kom sterf as 'n mens in ons plek, sodat hy die saad kan word, die woord, die lewende woord kan word, wat vlees geword het, en fisies in ons kom woon het, en in ons kom werk het, sodat ons kan groei en vrugte dra. So dit is belangrik om te verstaan, dit is 'n beginsel van God, die beginsel van saai en maai, en alles wat bestaan en lewe, werk op daai beginsel. Ons het nou gepraat oor die brande wat hier is. Partykeer moet daar brande wees, sodat daai saad weer op 'n sekere manier, soos Richard gesê het, sodat die as, en as dit kom reën, dan gaan daai saad in die grond, dan kom daar weer nuwe groei. So nuwe groei kom altyd deur die saai en maai. Daar saad en daar is 'n oes. En God verwag ook 'n oes vir dit wat hy in die grond gesit het. En in die volgende vers sê hy, elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg, en elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. So, want as ons nie vrug dra nie, as ons nie deel is van hierdie landboustelsel van die Vader nie, wat beteken dit dan? Hy sê, maar dis belangrik vir God, dat ons moet vrug dra, sodat hy daardeur verheerlik kan word, soos enige landbouer dit verwag, sorgvuldig,
soos dat daai mense my vertel het by die Ograbies, hoe intensief daai boerdery is, hoe daai vrug voortgebring word en gekoester word en behandel word en beskerm word, sodat dit uitvoerdrywe kan wees. En soos die Vader ook. Maar jy moet nie vanmôre nou dink dit gaan oor verskriklike werke nie. Want kyk wat sê Jesus hier sê, julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. So hierdie hele proses begin met God. Hy is die een wat die verantwoordelikheid neem. Hy is die een wat die druiwe plant. Hy is die een wat die wingerdstok geplant het. En die wingerdstok is die belangrikste een, want dis hy wat sy wortels in die grond het en wat uit die grond uit alles gee wat nodig is om vrug te dra. So dit gaan nie oor, nou moet ek weer 'n vreeslike klomp werke doen en as ek dit nie doen nie, dan gaan die Vader my uitpluk. En jy weet, gaan weer oor daai wettiese beginsels waaraan baie mense vashou. Hy sê maar julle is alreeds rein. Met ander woorde deur die woord, deur die water van die woord wat Jesus hier gespreek het, het hy alreeds ons voorberei om vrug te kan dra. Die woord reinig ons. Die woord is soos water en die Heilige Gees is soos die sap in daardie druiwestok. Dis Christus se verantwoordelikheid. Dis die wingerdstok se verantwoordelikheid. Die wingerdstok is die een wat sy wortels in die grond het en wat al die minerale en al die vitamiene optrek en dit verskaf aan die lote. So ons is die lote. OK. Hy sê bly in my, so hier is die geheim. Bly in my soos ek in julle. Nou hierdie bly in my is daai, onthou jy toe ons Johannes 14 gepraat het, ons gepraat van dat hy woon. Die woordjie bly is die woordjie woon, to abide. En in die Grieks is dit die Griekse woord is monei, om te bly. Dis nie om te kom kuier nie. Hy sê bly in my soos ek in julle. Met ander woorde, ek bly in julle. Ek woon in julle. So, maar julle het ook 'n verantwoordelikheid. Julle moet in my bly. En dis die geheim. So, daar's 'n weerskante. Jy sien dit soos 'n verbond. Daar's twee kante. Hy sê ek sal julle nooit begewe en nooit verlaat nie. Ek is in julle. Ek gee vir julle alles wat julle nodig het. Ek is die lewe binne in julle. Ek is die een wat groei binne in julle. Maar julle moet in my bly. Hy sê net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie. So julle ook as julle nie in my bly nie. OK, so dis belangrik dat hy sê ons moet in hom bly. Hy sê want ons kan nie vrug dra uit homself nie. 'n Loot, as hy afgesny is van die wynstok, kan hy nie vrug dra nie. Hy sê so julle ook nie as julle nie in my bly nie. So hierdie is die sleutelteks om in hom te bly. Kyk die sleutelwoorde hierso. Die eerste plek, die landbouer. Landbouer is die boer, dis die Vader. In die tweede plek, die ware wynstok. Ek is. Jesus is die ware, the true wine, die ware wynstok. En dan sê hy, ons is die lote. So die lote hoef niks te doen om vrug te dra nie. Dis nie die lote wat vrug dra. Die lote manifesteer die vrug, maar die vrug kom uit die wingerdstok. So die vrug kom uit die stok, uit dit wat hy verskaf. So as hy in ons bly, dan het ons eintlik alles om te kan vrug dra. En dan dra hy deur ons vrug. So die verantwoordelikheid lê nie by ons nie. Die verantwoordelikheid wat ons het, is om in hom te bly. Hy sê, en as ons vrug dra, word die Vader verheerlik. So dis die manier waarop God vir die wêreld sy goedheid openbaar. As ons vrugte voortbring, as ons daai vrug dra, dan verheerlik dit die Vader. Dan kry God die eer. So is nie die tros
wat die eer kry nie, want is nie trots wat homself geformeer het nie. Dit kom uit die Vader, dit kom deur Jesus, halleluja, prys sy wonderlike naam. En Jesus sê, ek is die wynstok, en kyk wat sê hy, ek is die wynstok, julle die lote, so ons plek is net om lote te wees. En dan weer eens, so hierdie is die sleutel, wie in my bly en ek in hom, so hy het al klaar gewaarborg, hy sal nooit uit ons uitgaan nie, hy sal bly tot in ewigheid in ons, maar hy sê ons moet in hom bly. Hy dra veel vrug, hy sê hy sal baie vrugte dra, want sonder my kan julle niks doen nie. So ek wil nou net vir u sê, dis nie hoe hard jy gaan werk, of hoe heilig jy gaan word, wat gaan tel nie, al verantwoordelikheid wat ons het. God het al reeds alles voorsien, sodat dit moontlik is om die beste vrug te dra. Al wat ons moet doen is, ons moet in hom bly, soos wat hy in ons bly. En hy gaan nooit uit ons uit nie, hy kom kuier nie net by ons nie. Hy het gesê, ek en die Vader sal in julle kom woon. Hy woon binne in ons, en dis die waarheid wat ons moet aangryp, dat hy is, sy krag is in ons, sy gees is in ons. Hy sê, as iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerk soos die lood en verdroog. Met ander woorde, as dit nie so was nie, sou jy verdroog het, maar jy verdroog nie. Hy sê, en hulle maak dit by mekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. Dis van selfspreking. As jy nie in die wynstok bly nie, gaan jy verdroog, want waar kom jou sap vandaan? Waar kom jou lewe vandaan? Waar kom jou groei vandaan? Dit kom uit die wortels, uit die wingerdstok. En dan sê hy, maar kyk hierdie belofte. Kyk nou hierdie wonderlike belofte. As julle in my bly. En hier is die geheim. Hoe bly ons in hom? Hy sê, en my woorde in julle. My woorde in julle. En kyk wat sê hy dan? Sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry. Sien, dit gaan oor resultate. Julle sal dit verkry. Hy sê, as ons in hom bly, of hy is in ons alreeds. Maar as ons in hom bly, as ons lewe so inrig, dat ons in hom bly, en sy woord in ons, sal ons vra net wat ons wil hê, en ons sal dit verkry. Hy sê, hierin is my Vader verheerlik, dat julle baie vrugte dra, groot oes, en julle sal my disippels wees. Ok, nou, kom ons kyk na die sleutelwoorde hierso. Hy sê, sonder my kan julle niks doen. Dit weet ons. Sonder die Here is dit onmoontlik om vrug te dra, om vrugte voort te bring, maar met hom, hy sê, ek bly in julle. En dis sy belofte van sy kant af. Ek bly in julle. En dis ons moet dit deur geloof aanvaar, en ons moet dit bely elke dag. Here, u is in my, u krag is in my, u lewe is in my, u gesondheid is in my, u oorwinning is in my, u is in my, halleluja, u is in my, nie daar ver in die hemel nie, u bly hier, ek is 'n tempel, en u bly binne in my. En dan die ander sleutel, ek moet in hom bly, die voorwaarde, ek moet in hom bly. Nou, hoe bly 'n mens? En dis die ding wat ons hierdie week, wat ek vir jou wil vra om neer te skryf. Hoe gaan jy in die Here bly? En dis nie iets wat ek vir jou gaan voorskryf nie. Jy moet self gaan vra, Heilige Gees, gaan lees die woord, gaan lees die hele hoofstuk 15. En dan sê jy, dan skryf jy 3 goed neer. Net 3 goed. Hoe gaan jy dit doen? Prakties. Nee, ek praat nou nie van, net nou gaan ons weer uitmekaar uit. So volgende week gaan ek vir u vra, wat is u praktiese stappe en hoe dit gegaan? Want dis wat 'n coach doen. En u gaan vir my antwoord. U gaan dit neerskryf, 3 stappe. En ek gaan dit neerskryf, 3 stappe, want ek moet dit ook doen. Ek moet ook daai goed doen. En ek gaan sê, okay, dis hoe ek in hierdie week gaan probeer om in hom te bly.
Alright, ek gaan jou nie clues gee nie. Jy moet self daai een uitwerk. Jy sien, jy moet die verantwoordelikheid doen om in die Here te bly. Ek kan dit nie vir jou doen. Ek kan dit nie net vir myself doen. Want hy sê as julle in my bly en my woorde in julle, vra net wat julle wil hê en julle sal dit kry. Dis die belofte. So ek sê nie ons moet perfek wees nie, want ons bly in 'n liggaam wat onperfek is. Maar onthou, hy het alreeds, hy is die wynstok wat in ons hart groei. En hy sal vrug van self voortbring. En vrug, die druiwe is net een keer 'n jaar. Dis nou oestyd hier by ons. So dis nou vragte en vragte oeste wat na die kelders toe gaan. Ons sien dit daagliks met trekkers en trokke en al wat dit ding is. Druiwe en druiwe en druiwe. Ek het nog nooit so baie druiwe gesien nie. Vragte vol druiwe op pad na die wynkelders toe. En dit is wat die Here wil hê, want God het ook 'n wynkelder en hy wil hê daai wynkelder is dit wat vreugde bring vir die wêreld, dit wat oorwinning bring, dit wat die soetigheid bring vir hierdie wêreld. Dit wat die vrede bring vir hierdie wêreld, want as die wêreld dit sien by ons is daai druiwe wat die wêreld sal glo. Want God is nie hier nie, maar hy woon in ons. En as hy deur ons sy doel bereik, dan kry die boer sy vreugde. Dan word die Vader verheerlik. My Vader, dis waaroor dit gaan, dat die Vader verheerlik sal word, want hy het die een wat hierdie wingerd geplant het. En hierdie wingerd sal 'n sukses wees. Maak nie saak wat in hierdie wêreld gebeur nie. God se wingerd sal suksesvol wees en dit sal oorwin aan die einde. OK, dis klaar. Ek is klaar. So wat jy nou moet doen is, skryf nou hierdie sleutelwoorde neer. Landbouer, ware wynstok, lote, vrug dra en bly in my. En die daad of die werke wat ons moet doen, is om in hom te bly. Nou dit beteken nie, jy gaan nou verskriklik moet sweet om in hierdie week in die Here te bly nie. Vra vir die Heilige Gees, luister vir hom, vat die woord, kyk wat sê hy, want hy sê, as my woorde in jou bly, sal ek in jou bly. Of hy sê eintlik, ek bly in jou. Dis nie 'n voorwaarde nie. Hy sê ek bly in jou, ek sal nooit weggaan nie. En my sap, my vrede, my water, alles wat jy nodig het om daai vrugte uit te stoot, is alreeds in jou. Partykeer snoei die Vader ons ook so bietjie, sodat ons meer vrug kan dra. So as jy deur moeilikheid gaan, moenie bekommerd raak nie, of uitdagings kom nie. Dis die Vader wat partykeer die landbouer, hy moet nie snoei. Daar is snoeityd. Daar is 'n tyd wat die snoei kom. En moenie dink jy gaan onmiddellik sommer oornag 'n tros druiwe dra nie. Maar dit is wanneer jy in hom bly. En jy bly in hom. 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 Sê hy, sal jy vra net wat jy wil hê en jy sal dit verkry. So kom ons toets dit hierdie week. Vat daai boek of 'n stuk papier en dan sit jy net 3 dinge wat jy gaan doen. Hoe jy, ek gaan dit ook doen. Hoe jy, ek gaan volgende week vir jou sê wat het ek neergeskryf en hoe suksesvol ek was of onsuksesvol ek was en waar ek gefaal het. En wat kan ek doen? Hoe gaan ons dit regkry? Dis nie harde werk, dis nie sweet nie. Want as jy in die Here is, dan groei jy. Dis 'n natuurlike proses van groei. Maar daar is 'n klein voorwaardetjie. Bly in my, soos ek in julle. Daarmee kom ek aan die einde van môre, so ek gaan hierdie recording uitstuur, ek kan weer daarna luister. Maar gaan nou, as jy ernstig is om die Vader te verheerlik en vrug wil dra, want dis waaroor dit gaan by die Vader. Dis vir hom belangrik, nie vir my nie, nie vir die groep nie. Dis vir ons belangrik dat die Vader in ons lewe verheerlik sal word. So ek gaan nou 3 dinge neerskryf as ek hier klaar maak, en u moet ook 3 dinge neerskryf. En volgende week gaan ek vir u vra, wat is daai 3 dinge?
So voor ek afsluit, ek wil net hierdie share stop. Okay, so voor ek afsluit, wil ek hê u moet okay, ek moet hom net stop. Okay, so wat ek wil vra is dat u ek wil net oopmaak, mooi oopmaak, dat ek hom mooi groot kan sien. Okay, so daar sien ek vir julle mooi groot. So al wat ek wil vra is dat u net hierdie week daai 3 goed dat ons sal fokus, dat ons nie milkshake en dan doen ons dit en dan doen ons dat en dan doen ons dit nie, maar dat ons 'n stukkie vat uit die woord uit en dat ons daai beoefen sodat die Vader verheerlik kan word, want dan bereik God sy doel in ons lewens. So gaan nou, vat 'n stuk papier, skryf die 3 goed op. Hoe jy dit gaan doen, hoe gaan jy in Christus bly, want as jy in hom bly, hy sal reeds in jou, dan gaan jy vrug dra, verseker. Halleluja, prys die Here, dankie Vader dat U ons help, dankie dat U nie van ons die onmoontlike verwag, dat U nie daar sit om ons te veroordeel en ons af te sny as ons nie vrug dra nie. Dis nie ons Vader het ons lief. En omdat hy ons lief het, praat hy met ons en hy sê vir ons hoeveel waarde daar in ons is, dat God ons uitgekies het om homself deur ons aan die wêreld bekend te stel. Dat dit die manier is dat ons lewende Bybels is, dat ons lewende getuienis is van die goedheid van die Here. Dat ons vrug dra sodat die Vader verheerlik kan word. Heilige Gees, U is die helper. Help ons hierdie week. Dankie vir U woord wat ons lei. Dankie dat U ons nooit alleen laat nie. Dankie dat U ons nie force nie, dat U ons nie dreig nie, maar Here dat U ons laat groei en sodat dit vir ons en ook vir U tot verheerliking sal wees. In Jesus naam. Amen. Amen. 'n Geseënde, wonderlike Sondag vir u en 'n week. Mag dit baie reën daar by julle ook. En nie by ons, ek weet nie of Gauteng soveel reën het nodig nie, maar ons het dit nodig. En versprei hierdie videoetjie as dit vir u iets beteken. Lekker dag. Ekskuus, voor ek afgaan, is daar iemand wat net 'n vraag wil vra? Enige vrae, enige iets? Onsekerheid? Okay, julle is stil soos die graf. Okay, maar julle is nie grafte nie. Julle is wynlote. Dra daai vrug. Amen.